Hi daar en welkom terug hier by Wiskunde Juffie. As dit jou heel eerste keer hier is, dan wil ek vir jou sê jy moet maar nou gou vinnig in 'n hoekie subscribe klik, né? En dan sal jy seker wees jy mis nooit weer 'n nuwe video uit nie. En natuurlik as jy al voorheen hierso was, baie welkom terug. Jy behoort te weet ons kyk op oomblik na aftrekking en ek gaan vandag hierdie reeks voltooi deur te kyk na wanopvattings. Basically, dit is die misconceptions. As dit iets is wat vir jou interessant klink, dan sal ek sê, jy moet aanhou kyk. Nou mense, moet my nie verkeerd verstaan nie. Daar's natuurlik niks fout daarmee as jy 'n foutjie maak. In feite, ons leer deur die foute wat ons maak, okay? So wanneer jou kind 'n fout maak, embrace dit, kom ons leer saam, kom ons kyk hoe kan ons om dit werk. Die idee van die video is net om vir jou 'n bietjie leiding te gee en ook om vir jou te wys hoe kom die kind daai foute maak en hoe ons om daai foute kan werk, okay? So dit is net 'n bietjie leiding vir ouers en onderwysers. Ek sal nie aanraai dat 'n kind hierdie video kyk nie. Kom ons kyk. Wat is die gemeene foute wat kinders gewoonlik maar maak wanneer dit kom by aftrekking? Nou die eerste foutjie wat kinders gewoonlik maak is, hulle kyk na die som, sit hom in 'n plek waar die tabel maklik ry. Nou kom hulle by die plek waar die tabel waar hulle moet aftrek en dan kyk hulle na daai kolom as 'n sommetjie op sy eie. So hulle erken nie dat dit een hele getal is nie, minus 'n nog 'n getal nie. Maar hulle kyk nou net na die kolomme en dan trek hulle dit net so af. So wat nou gebeur is, ons gee nie eens om watter getal is groter as die ander enetjie. Sodra die grootste enetjie minus die kleinste enetjie en dis al wat dit is. Klaar wat dit so is. Maak nie saak wie waar staan nie. Okay? En natuurlik is dit 'n probleem, maar waar kom dit vanaf? So ons sê mos vir die kinders, dit is die groot enetjie minus die klein enetjie. So nou worry ek nie waar wat staan nie, ek trek hom net af en ek skryf die antwoord neer. Alright? En 'n manier hoe jy dan om dit kan werk, wat ek altyd vir die kinders sê is, dit gaan altyd wees die boonste een minus die onderste een. In plaas van om te sê die grootste een minus die kleinste een, want dan maak dit nie saak waar dit staan nie. Okay? So om klem te lê daarop op 'n gereelde basis terwyl die kind die som doen. So nou, elke keer wanneer jy by 'n kolom kom, dan sê jy bo minus onder, bo minus onder, bo minus onder. Jy moet dit heeltyd herhaal sodat die kind dit kan onthou en sodat hy nooit ooit weer daai fout hoef te maak nie. Die tweede gemeene foutjie wat ons opgetel het op Green Shoots is ook dat die kinders tel somme, hulle trek somme af van links na regs. Hulle begin somme net aftrek hier van die duisende af en dan gaan hulle aan. Maar wie het gesê is verkeerd? Hoekom kan die kind nie dit doen nie? Dan word gewoonlik vir die kinders gesê jy begin by die ene. Maar hoe kan ek 'n kind blameer as hy begin van links na regs? Ek bedoel alles werk van links na regs. As ek lees, dan lees ek van links na regs. As ek 'n grafiek lees, dan lees ek van links na regs. So dit is vir my die natuurlikste ding om te begin by die 10.000, dan die duisende, dan die 100. Verstaan jy? Nou wat vir my excited maak is, as jy stap 3 reg gedoen het, met die uitgebreide notasie, en natuurlik as jy nog nie weet waarvan ek praat, dan kan jy die video kyk wat ek vir jou gaan link. In die video praat ek van stap 3. Nou in stap 3 moet jy mos die getalle hergroepeer. Nou met die hergroepering gaan jy altyd die grootste getal op die einde van die dag na die stap bo het. So dan maak dit nie saak watter kant jy vanaf minus nie. Jou antwoord gaan nog altyd dieselfde wees na jy afgetrek het. En op die einde dan plus jy mos alles onder. Die klem hier is op werk op hergroepering. Hergroepering is mos om 'n getal op 'n ander manier te skryf, né? Met ander woorde as ek nou kan sê 62 is 60 plus 2, korrek, maar 62 is ook 50 plus 12. 62 is ook 30 plus 32. Verstaan jy?
Ek het dit net op 'n ander manier geskryf, maar dit is wat die kind kan oefen sodat hy stap 3 reg kan doen. En wanneer stap 3 reg is, maak dit nie saak watter kant vanaf jy begin aftrekkie. En as jy dit selfs net kan oefen op sy eie, sorted is jy. Sorted. Die derde enetjie wat ons ook opgetel het met ons green shoots analise is kinders sukkel geweldig baie wanneer daar 'n 0 is vir plekwaarde. As daar nou net 'n 0 is in 'n getal en dan moet geleen word, weg is jy. Weg, ek sê vir jou. Nou dit hoef nie so te wees, dit hoef nie om bang te wees vir 0 nie, okay? So die kind moet verstaan, wat is 0, wat beteken 0, wat gebeur as ek 0 plus by iets, wat beteken as ek 0 aftrek van iets af. Want wat die kinders ook doen is, hulle vergeet om die 0 daar te sit vir plekwaarde. Soms dit as daar nou nie 'n getal is nie, okay? En wanneer jy vir 'n kind oefeninge gee, maak seker as genoeg voorbeelde met 0 in, sodat die kind gemaklik is wanneer dit kom by niks. Jy moet wees. As jy gelukkig kan wees met niks nie, kan jy enigiets oorkom. Lewenslesse vir die dag. Mense, ek weet nie wie opgelet het nie, maar ek het dit verskriklik baie geniet om die video te skiet. Ek hoop net as ek nog klaar geëdit is, dat dit gaan uitwerk. Dankie dat jy nog hier is en dat jy nog die video saam met my kyk. Oh my word. Moenie vergeet nie, as jy enigiets gelike het, comment, sê vir my hoe lekker dit was, share dit met jou chommies, doen 'n ding. Dankie dat jy altyd hier is en vir my ondersteuning. Ek waardeer dit verskriklik baie. Mense, in die volgende reeks gaan ons kyk na iets bietjie vars, bietjie anders. Ek sien uit daarna om vir jou hier te sien volgende week Woensdag, selfde tyd soos altyd. Tot dan, mooi loop en lekker dag verder.